was jy wat aanhoudend gesê het, sal dit nie wonderlik wees as jy die rol van Romeo kry en ek Juliet nie. Wel, toe kry ek die rol van Romeo en nou is jy kwaad vir my. Wat my plaas dat ek jou moes soemat om jou audisies by te woon, maar nou ewe skielik is jy die ene geesdrif. Is dit omdat jy skielik wil toneel speel of omdat Annetjie Gous die rol van Juliet gekry het? Want om Juliet se nurse te speel is in elk geval nie so bad nie. Ekskuus. Ek moet my opmaak soos 'n ou vrou en staan en kyk hoe jy en Annetjie te kere gaan. En was dit nou regtig nodig om by die eerste repetisie sommer so voor almal vir Annetjie oopmond te soen? Dit was Romeo wat vir Juliet gesoen het. Met Wimpie van Tonder se lippe. Wat moes ek doen? 'n Piksoentjie sou nie gewerk het nie. En meneer Potgieter het gesê, moenie skaam wees nie, soen haar uit haar skoene. As jy enigstens omgegee het vir my gevoelens, sou jy ten minste gemaak het of jy dit nie so geniet het nie. Kyk, Sons, as jy nou regtig die waarheid wil weet. Ek hou nie van Annetjie nie. En al hoekom dit gelyk het asof ek dit geniet het, was omdat ek in my verbeelding gemaak het asof dit jy is wat ek gesoen het. O? Lieg jy vir my? Nee. Jy weet mos, jy's die enigste een vir my Ans. Ek bedoel Sons. Jy het gesê Ans. Wimpie, hierdie keis is verby. Gaan soen maar jou Juliet se lippe pap. Ek wil jou nooit weer sien. Sonja, wag net so bietjie. Sê jy nie vir jou ma hallo nie? Het ma vir my en Sonja afgeluister? Nee. Ek het stemme gehoor en toe hoor ek 'n deurklap en toe wil ek gaan kyk en toe maak jy die deur oop net toe ek wou deurkom. O. Hallo ma. Hallo Romeo. Hallo, het julle lekker geswem? Ja, dankie Tannie. Die oom ook. Hy beide net gou die kar. Sal ek die swemklere gaan wegsit, Tannie? Ja, gaan sit dit net daar in die wasmandjie in die badkamer. Ek gaan nou die wasmasjien aansit. Reg, Tannie. Was daar baie mense? Dit was vol. Want ek spring die helfte van die mense uit. O, Toe swem ons baie lekker. o, en nou is julle seker lekker honger. Ek is so honger soos 'n kok wat op diet is. Jy's altyd. Hallo dok. Hallo. Dit verbaas my nogal dat jy sommer so van self ingeduik het. Nee, Tannie. Daai Tannie wat so baie gegil. Sy het vir die oom ingestamp. Florie van die boekwinkel. Ja, simpel vrou. Maar ek moet sê sy's nogal mooi gebou. Tannie moet sien. Haar kostuum is kleiner as myne. Is dit so? Ja, maar die oom het al lekker teruggekry. Toe sy toe oë in die son lê en tan, toe gryp die ouma en gooi haar in die diepkant in. Nee. Is daar nog iets wat julle my wil vertel? Nee, niks nie. En die oom wat toe induik om 'n bom te maak, dit hy reg uit sy kostuum uit. Die mense het so gelag. Ek is seker die helfte van hulle het in die water gewieps. Ek het nie. Ek het. Sis Rietjie. En hoe die oom toe weer sy baie kostuum teruggekry? Ons spyker het vir hom gevat. O. Wil julle nie 'n bietjie gaan TV kyk nie? Tannie wil net Tannie se kos klaar maak. Nie jy nie, Hendrik. Ek wil net van die TV gaan sit. Hulle weet hoe. Sit. Okay, dol. Klink alles baie erger as wat dit was. Kan jy nie eens vra om die kinders swembad toe te vat nie? Of jy gaan maak 'n ding is van jouself? My kostuum se toukie het gebreek. Ag, Hendrik, moet jou nou nie onnosel hou nie. Sulke gedrag verwag 'n mens van 'n kind in matriek soos Wimpie, nie van jou nie. Florie het eers te begin. Florie is 'n plan. Ag nee man, sien jy nou wat het jy my maak doen? Die ertjies is in die asblik. Maar wat dol is nie so erg nie. Ek en die kinders hou in elk geval nie baie van ertjies. Ekskuus. Hier sloof ek my af in hierdie kombuis. En jy dink dit is glad nie so erg as ons kos in die asblik beland nie. As jy dit beter kan doen, doen dit self. Jy kan vanaand vir jou en die kinders kos maak.
En jy koop nie vir hulle gemorskos nie van Tonner. Ek gaan lê. Nou het ek 'n migraine. En toe sak Romeo net daar by Juliet in mekaar. En soos hy aan haar hand vat, toe sterf hy ook. Ag, dit is so treurig. Dis 'n stupid storie. Maar alhoekom jy dit sê, is omdat jy nie die ware liefde tussen twee jong mense kan verstaan nie. Toe julle moet in die bed kom. Ek wonder of jy dan nie nog 'n hoofpyn het, want ons het nog nooit gaan slaap sonder om vir haar nag te sê. Hier is ek. Ek moes aan die slaap geraak het. Julle klaar gebad. Jy het aan die tande geborsel en alles. Nou toe, dan moet julle in die bed gaan spring. Nag, Wimpie. Nag, Rikkie. Nag, Rikkie. Nag, Tannie. Jou stupid storie gaan my nagmerrie gee. Ja, lekker slaap, Nielsie. Het jy vir hulle bangmaak stories vertel? Nee, maar Romeo en Juliet. O. Het jou pa vir julle kos gegee? Ja, maar hy is in die kombuis besig om die skorrelgoed op te was. Het ek reg gehoor? Hy het seker vir julle gemorskos gaan koop en nou sukkel hy om die vet uit die borde uit te kry. Nee, maar pa het vir ons baie gesonde kos gegee. Ons het elkeen so 'n stukkie avokado peer en 'n tomatieskyfie gehad vir voorgereg en toe die hoofgereg. Gebraaide steak met gebakte aardappel en pampoen en geel rys en Brussels sprouts met kaas op en toe chocolate mousse met room op vir nagereg. Nou lieg jy soos daai oorgewig eiendomsagent. Nee, regtig, maar ek het lanklaas so lekker geëet. As dit waar is, wat ek twyfel, dan lyk my kombuis asof 'n orkaan het getref het en dan gaan ek die hele nag deur opwas en opruim, want jou pa dink mos al wat ek is 'n huishulp met 'n houdingsprobleem. Die duiwel is los as ek die hele nag gaan staan en opwas en opruim. Ek het klaar alles opgeruim, Dol. Kom sit. Jou kos is in die oond, behalwe nou jou voorgereg en nagereg, dis in die yskas. Kom sit. Dan kry ek dit vir jou. Ek is nie honger nie. Ai, jy het so vas geslaap. Ek kon dit net nie oor my hart kry om jou wakker te maak. Miskien slaap ek nou nog. En is ek in die middel van 'n gruwelike nagmerrie. Ag nee, Dol, hierso. Daar sê. Ek sit net gou jou kos in die microwave vir so 'n 4 minute wat. Hendrik, wat is hier aan die gang? Niks. Kyk Dol. Ek waardeer jou nie altyd soos ek moet nie. En nou help ek jou maar net so 'n bietjie. Ek het die wasgoed klaar in die wasmasjien gesit, dit sal seker nou klaar wees. Die was goed. Ja. En dan ben die kinders in jou kar gewas. Hendrik, is jy seker ek het net geslaap? Ek was nie dalk in 'n koma nie. Maggie, jy bederf ons altyd. En laat ek jou nou 'n slag bederf? Daar sê. How's it, pa? Sien jy miskien vir paai iewers in die garage? Nee. Het jou cherry jou alweer gedrop? En wat laat jy so dink? Want jy so sit en salk met jou gitaar is net omdat sy jou gelos het. Sy gaan vanaand fliek toe saam met Koert en ek gaan saam met Annetjie Gous. Maar ek dogter Annetjie is Koert se cherry. Was, hulle het uitgemaak omdat ek haar gesoen het. Julle is so groot marakas en op die einde gaan julle almal vir mekaar kwaad wees. Ek weet. Eintlik doen ons dit almal net om mekaar te spyt. So Spakie, hy sny met sy plugdrade om sy engine te spyt. Ag ek hoor jou karry buite. How's dit, pa? Ek hoor pa het maar gister lekker te kere gegaan na by die Goofies, hè? Waar hoor jy dit? Jollie se maar het gehoor by die hairdressers in Potch. Mense sou dink daar gebeur belangriker dinge in die land as om te praat oor wat Hendrik van Tonner by die swembad gedoen het. Presies. Het pa gehoor wat by die drive-in in Klerksdorp gebeur het? Nee, wat? Almal het tog so lekker gesit en movies kyk. Toe skielik kom 'n aankondiging oor die speakers van 'n ou wat sê hy weet sy vrou is hier saam met iemand anders. En hy gaan nou van kar tot kar met 'n baseball bat loop en haar soek. En toe trek haar 27 karre gelyk by die hekke uit. Dis nou weer 'n ding. En 19 van hulle het vergeet om hulle speakers terug te sit. Ek voel jammer vir die ou met die baseballbat. Ag man, hou nou op om so mislik te wees oor Sonja. Daar's honderde ander meisies wat net so oulik soos sy is. Niemand verstaan hoe ek oor haar voel nie.
Maar moet hom tog net keer dat hy nie weer 'n liedjie daaroor skryf nie. Ek was laas verskriklik naar. Ek ook. Jy moet toch 'n draai maak daar by jou ma. Sy is van gister af glad nie lekker nie. Maar Jollie is mos daar by haar. Laat hulle toe eers 'n bietjie chat. Ek het eintlik net gehoor of Pannie dalk 'n paar welding rods het om vir my te leen nie. Ek is besig om vir myself 'n smart lesenaar te bou. Een waarop ek kan studeer. Wil jy studeer? Nee, ek het nou so daaroor gedink, pa. As 'n mens 'n hoër salaris wil verdien, dan moet 'n mens verder leer. En Jollie het gesê dis goed so. Ek het 'n N3. Toe hoor ek by die ouens by die werk dat 'n N4 is net soos 'n meestersgraad. En 'n N5 is presies dieselfde as 'n doktersgraad. Wie sê so? Spakie, en hy weet, sy oom hom welkom is 'n skoolhoof by 'n tek. Nee, jy moet liewer eers gaan uitvind daar by die personeelafdeling. Nee, dit is so, pa. Daar's 'n diesel mechanic op Buffelsfontein wat 'n N5 het en hy kry glo movies se salaris en almal noem hom dokter. Ek glo nie jy kan 'n doktersgraad kry vir diesel. Ek kyk nou net hier deur my resepteboeke, maar nêrens kry ek daai maaltyd wat Hendrik gisteraand gemaak het nie. Waar het hy so leer kook? Ek weet nie, vra hom. En hom laat dink ek is verras oor sy kos. Nee. Al wat ek goed kan doen is kos maak en huishou. En hier kom Hendrik en in 'n kwessie van 'n paar uur laat hy my soos 'n beginner lyk. En dan doen hy nog die wasgoed op terselfdertyd. Dit wys net, mans kan as hulle wil. Ek weet nie of ek wil hê hy moet goed daarin wees nie. Hoe laat dit my voel? Ek gee op. Hoe laat dit maar voel? Jolanda, hoe sal jy voel as ou boet ewe skielik ander vrouens se hare beter kan sny en doen as jy? Watter ander vrouens? Wat ek nie kan verstaan is, ek het nie eers geelruis in die huis nie. Hendrik wat nie eens jelly uit 'n pakkie kan maak nie, maak chocolate mousse. Hy laat my soos 'n vreemdeling in my eie kombuis voel. Leef ek al die jare saam met 'n man wat ek eintlik nie ken nie. O, ek het eendag 'n fliek gesien waar aliens 'n man ontvoer en 'n robot wat net sy lyk in sy plek los het gerol my dood. Jolanda, jou probleem is jy kyk te veel video's. Waar het jy nou ooit gehoor van 'n robot wat by 'n publieke swembad uit sy kostuum duik? Dis waar 'n robot sal roes. Ek moet my nie so ontstel het oor daardie kinderagtigheid van hom by die swembad nie. Dis baie gevaarlik vir 'n vrou om te vinnig vir 'n man te sê, doen dit self. Nee, ek moet my nie daaroor ontstel nie. Ek moet nie heeltemal daarvan vergeet en maak asof absoluut niks gebeur het nie. How's it, ma? Hallo, ou boet. Hendrik, waar het jy so leer kook? Wat? Boxie, en moenie eendag staan met 'n mond vol botter wat nie kan smelt nie. Ek wil weet waar jy leer hare sny het. Ek kan nie eens behoorlik skeer nie. Watch it! Ek hou jou dop. Maggie, ek kan nie kook nie. Ag Hendrik, hou jy my nou vir die gek of wat? Waar het daardie kos van gisteraand vandaan gekom? Maar jy het gesê ek moenie vir die kinders gemors kos koop nie. Toe vat ek 'n paar bakke en ek gaan koop 5 maaltye by die hotel. Ekskuus. En dit kos amper net soveel soos takeaway gemors kos. O. En is ek nou nie meer goed genoeg om my eie wasgoed te was nie? Maggie, daar het 'n bietjie sous in die kar uitgeloop op Wimpie se hemp. En toe dog ek spoel dit gou-gou uit en was dit voor dit jou ontstel. En so bietjie het in die kar gemors en toe het Wimpie en die kinders dit gewas terwyl ek opskryf. Ai, pa. Hoor jy wat jou pa alles vir jou ma doen? En altyd hoe wat ek moet kry is vetkoek en mens. Is nie, wat van daai slag toe ek samosas en chips gebring het. O ja. O, al die gepraat oor kos het my so honger voel. Kom ons gaan Roadhouse toe. Nee. Eet vanaand hier. Hey, dankie ma. Ek neem aan jy en Sonja het nog nie opgemaak nie. Hoe weet ma? 'n Ma weet. Maar moenie dat dit jou so ontstel nie. Wens die opvoeding was al klaar. Was my kos darm gisteraand beter as die hotel se? Natuurlik ma, die hotel se kos kry 1 ster, ma kry 5. Ag, dankie. Ag, dis simpel hoe sulke goedjies 'n mens so onseker van jouself kan maak.
Maar ek het gedink Oudboet en Jolly het nog hulle cheek gehad om na ete vir 'n doggy bag te vra. Vir my was dit 'n kompliment. Hulle moet net nie soos Jolly se ouers raak nie, ma. By elke troue loop daai tannie weg met 'n bak vol koue vleis en 'n paar tafelrykers. Want Piet, dit is eintlik al tradisie om so ietsie te vat. Anders gaan die kos net vermors. Dis presies wat haar pa gesê het toe hy nou die dag daar by die Botha se troue met sy bakkie vol drank daar wegry. Ja. Is jy klaar met jou huiswerk dat jy so op jou gitaar kan sit en vroetel? Dis maar bang ek begin sing. Ja. Waar's Rikkie en Neelsie? Rikkie, Neelsie, ek vat hulle net gou swembad toe. 'n Mens kan mos nie jou pa vertrou om dit te doen sonder dat hy dit laat lyk asof die van tonners aan niks gewoond is nie. Ons is reg om te gaan, Tannie. Nou maar kom. Neelsie, het jy en Rikkie darm 'n draadjie geloop? Hoor hoe jy gesê, Tannie? Nou ja, kom. Tata. Baie geniet dit, ma. Dankie. O Sonja, ek was ontrou. Jy is my Juliet en ek jou Romeo. Ag nee, wat Annetjie, Kurt is jou mannetjie. My hart is soos 'n enkelbed met plek vir net een Juliet. Ja, sit. Ja. Al loop ek maar liewer, ek het genoeg problems van my eie. Only baloney. Check you later, alligator. Hallo. Ons is terug. Ek het al begin bekommerd raak. Wimpie is weg na die opvoering toe. En hier sit ek alleen by die huis. Ag, die tyd vlieg so verby as mens kan saam met die kinders begin 'n baljaar. Jy my sê jy het ook geswem. Ja, mag ek nie. Rikkie, gaan sit vir Tannie die nat goed in die badkamer en vat sommer myne op. Reg, Tannie. Dankie. Watter kostuum het jy aangehad? Daai pinke met die larig en die valletjies. Hoekom? Dis jou vakansiekostuum daai. Dis 'n see-kostuum. Mens trek dit aan op die strand, nie in 'n publieke swembad nie. Ag, jy seker laf. Dis 'n baie mooi en 'n gemaklike kostuum. Selfs Spike het gesê dit lyk goed aan my. Nee, maar ek dink die rug is te oop. Nou wat stel jy voor dat ek in my sweetpak swem? Maar ek het dit nie gesê. Shame, oom. Ons Spike het van die duikbank afgeduik. Toe val hy sy wind uit op 'n tube. Toe soen die Tannie hom beter. Het jy vir Spike gesoen? Nee, oom, nie die Tannie nie. Die Tannie met die wit jas wat daar by die swembaddens werk. Oh, Sy het vir Spike mond tot mond gegee. Maar dit sal haar Spike leer. Hy wil mos so laat wees en die Tannie in die swembad gooi. het hom Spike, daai tannie wat by die swembad werk, in die swembad gegooi. Nee, oom, die Tannie. Het Spike jou in die swembad gegooi? Ja, dit was 'n grap, niks ernstigs nie. Spike moet weer sy voete in my yard sit. Ek knoop hom. En jy gaan nie weer saam met die kinders swem nie. Ekskuus. Jy behoort bly te wees dat ek nie soos ander mense uit my baadkostuum geduik het nie. Nou, dit was anders. Ja, Hendrik, jy kan jou soos 'n tiener gedra, maar ek mag nie eens in my valletjies baadkostuum swem nie. Ja, toe nou jy het jou punt gemaak. Jy gaan nie weer sonder my swem nie. En jy nie sonder my nie. Jy's ook maar lekker jaloers, né? Ag, is net. So wat as ek jaloers is? Jy's baie spesiaal. Ag, dankie my ou teddybeer. Gaan maak kos. Oom, daai Tannie wat so baie giggel. Sy was vandag weer daar by die swembaddens. En toe het sy geloop nadat die Tannie met haar gepraat het. En geraas. Het die tannie met haar geraas? Ja, oom. Sy het gesê, "Florie, iemand wat haar flikkers vir 'n vriendin se man gooi, is 'n flerry." Okay. Nee, tannie Maggie is alright. Sy is alright. Daar's 'n pa. Vra jou pa. Vra my wat? Pa, as 'n vrou met 'n dominee getroud is, dan noem hulle hom ons mevrou dominee, né? Dis reg, ja. Nou as 'n vrou getroud is met 'n man en hy word skielik 'n dokter, noem hulle haar dan mevrou dokter? Nee, Hoekom nie? ek nie. Dis baie onregverdig. Met ander woorde, in die nuwe Suid-Afrika, waar alles nou skielik veronderstel is om so gelyk te wees, word dominee se vrouens nog steeds voorgetrek.
Ja. Jy moes gesê ek is reg. Okay. Maar dan is daar niks voordele vir my in hierdie studeerbesigheid nie. O, jy kry 'n lekker nuwe lesenaar. Jy gaan lekker sit en leer terwyl ek vir Hendrikie moet oppas. En jy is dan ook die een wat 'n graad en 'n titel en al die glamour kry. En as jy 'n salarisverhoging kry, sal jy heel eers op 'n nuwe welding masjien blaas. Is nie. Gaan heel eers 'n drillpres koop. Ouboet, ek was daar by ou Appie Groewe gewees by personeelafdeling. Hy sê hierdie storie wat die myn vol het dat 'n N5 dieselfde is as 'n doktorsgraad is net 'n vicious rumor. Wat se goed? 'n gerug, 'n bolstrooi. Hy sê vakleerlinge moet besef dat die owerhede tegniese kwalifikasies soos N3, N4 en N5 net so noem om dit makliker te maak vir die tegniese mense om hulle kwalifikasies op 'n aansoekvorm te spel. Wat probeer pa vir my sê? Dat mechanics nie kan spel nie. Dis wat hy sê. Ek sê, al staan jy op jou kop en jy vlieg Sari Maree deur jou holiday, sal jy nooit 'n dieseltegnies doen. Daar is dit seker so, pa. Ek kan nie eers Sari Maree deur my mond fluit nie. Man, vergeet dit net. Maar pa, wat van daai dieselmerk in Buffelsfontein wat almal dokter noem? Ou Swannie sê hy ken hom. Hy sê hulle noem net hierdie ou Doc, want wanneer hy die engines tune, luister hy met 'n stetoskoop daarna. Lewe is hom onregverdig. Net sodra mens dink jy het die kans om iewers te kom, sny hulle jou ligte af. En as jy die rekening te laat betaal. Ek beloof jou. Ek het vir Annetjie gesê sy moet maak asof ons dol verlief is. Dis hoekom ons so aan mekaar geklou het toe jy en Koer daar verbystap. Sien, ek wou vir jou jaloers maak en sy wou vir Koert jaloers maak. En dis ook seker hoekom Koert jou so daar in die saal gedruk het. Nee, hy het gesê hy het nog altyd lus gehad om dit te doen. En jy laat dit toe. Wel, toe ek snoe jy en Annetjie te kere gaan toe, dog ek, so wat, dan gaan ek myself ook mag geniet. Net jy toe. Nee, nie eintlik nie. Koert se asem met my afgesit. Kom ons vergeet dan liewer van alles wat gebeur het en ons begin weer van voor af. Okay. Waar presies wil jy begin? Miskien nie heeltemal van voor af, né? Kyk dan, bly die vrou hier vir Wimpie. Ek is bly om te sien julle is weer bymekaar. Dankie Tannie. Omtrent almal in die skool sê ook so, veral die sangjuffrou. Ek verstaan dit. Oom Hendrik het al gedreig om sy gitaar toe te sluit. Maar ek is bly julle het besluit om op te maak. Wie het eerste aangegee? Ons het baie per ongeluk by mekaar uitgekom, sien? Ek het by die skooltrappe opgehardloop net toe Sonja om die draai kom en sy struikel toe oor iemand anders se boektas en beland reg in my arms. Dis so romanties. Net soos Romeo en Suzette. Ek skaam my oë uit my kop uit. Wat moet die mense van ons dink? Ag, Maggie, hy's 'n laitie en laities doen sulke stupid goed. 'n Maandag, dan weer die hele skool my onbeskofte broer in sy pel hardloop op die hotel se dak rond. Kaalster. Hoe anders? Daai sinkdak is so warm, jy tog nie verwag hulle moes gaan sit het. 'n Mens probeer jou bes om jou kinders ordentlik groot te maak en dan vang hulle sulke goed aan. Gaan trek aan. Ja, maar dis nou wat daarvan kom as jy jou klere in die straat uittrek. Ons het agter die hotel se dak uitgetrek. Gaan trek aan. Hendrik, ek hoop jy gaan met hom praat. Slaan is nou al wat gaan help. Gaan maak jy liewer vir ons koffie. Ag Maggie, die kind se maats het hom gederme te doen. Ek sou dit seker ook gedoen het op sy ouderdom vir R50. Jy sou dit verniet gedoen het. Jy gaan nie dat hy hiermee wegkom nie. Wat was sy klere wat gesteel is? Ek is seker dit het verdwyn saam met die ouetjies wat hom geder het. Ons sal dit terugkry. Ek het lanklaas 2 laities so gesien bloos. Hulle wangetjies was net so rooi soos daai fire brigade wat hulle daar gaan afhaal het. Skaam my dood. Jy kan vanaand alleen na die klub se dans toe gaan. Ag wag nou Maggie, dis nie so erg nie. Môre oor en môre lag ons daaroor. Die hele dorp lag nou al daaroor. Presies. En dan verwag jy van my ek moet vanaand daar by die dans instap, asof dit nie my kind is wat vanoggend poedelnaak op die hotel se dak betrap is nie. Dis 'n idee. Maak of julle die laitie glad nie ken nie.
Ons kan maar bly as jy wil. Ek het gedink jy sal weer daar uit wil kom. Enigiets om nie jou vrou uit te vat nie. Nou Maggie, is jy wat gesê het ek moet dalk maar alleen gaan? En dis seker presies wat jy wil hê. Hendrik, as skam ek vanaand my ore van my kop af, jy vat my uit. Ek wil nou nie in julle huweliksprobleme inmeng nie. Maar as ek ter wille van die vrede 'n voorstel kan waag, maak soos Alexis en Dynasty en dra vanaand 'n veil. Ja, maak nie saak watter kind wat in hierdie huis doen nie, ek is die een wat in die moeilikheid is. Dis hoe jou huwelik begin het in die moeilikheid. Ek sou seker met die luitie moet gaan praat. Moet jy nou alweer aan die kind gaan staan en slaan? Nee pa, maar wat moet ek doen? Ek dink die verleentheid was straf genoeg. Ek dink julle sal ooit weer so iets doen. Jy dink seker dis waar's Hendrik? Daar. Hendrik, ek wil met jou praat. Hendrik, staan stil as ek met jou praat. Jy dink seker dis 'n grap. Hulle kon aangekla gewees het. Daar's 'n wet teen ontbloting in die publiek. Ag, Maggie is nie so erg nie. Die kinders het gestriek, kaal naal. Soos die twee gehardloop het, kan 'n mens eerder sê kaal hol. Ek dink dit was daarom 'n bietjie stupid om dit op 'n dak te doen. Ja, as 'n mens die behoefte het, doen dit dan liewer by 'n rugby of 'n cricketwedstryd. Soos daai meisie in Engeland wat 'n kaal bas wawiel gedoen het voor die hoofpaviljoen. Ek onthou. Was nog op die agterblad van die Sondagkoerant. Ja, in 'n tydskrif het daar glo 500.000 aangebied as hy dit weer doen voor hulle kameras. Nooit. Vir 500.000 doen ek 'n backsomersault op die Paasskou. Ek kan nie wag dat hierdie jaar verby is nie. Om saam met jou broer in dieselfde skool te wees is 'n krous. Nee. Ek gaan my klere by die droogskoenmaker haal. Kom jy saam, Hes? Wat 'n droogskoenmaker maak. In Klerksdorp. Ag nee, jy gaan nie nou al die pad so toe ry nie. Ek sal dit sommer maandag vir jou optel. Hendrik, dis my rok vir vanaand. Ek het niks anders om aan te trek nie. Die mense sal donasies begin stuur, Hendrik. Eers hardloop jou laaitie kaal in die dorp rond en nou vat jy jou vrou na 'n dans toe met niks aan nie. Kom jy, Hes? Hoe lyk ek maar? Ek het 'n bietjie mascara nodig, nee. Nee man, kom. Voel so kaal. Hey, Baie pa. ry versigtig. Jy kan so lank daai nuwe koord aan my strykyster sit, anders word jou pak nie vanaand gepres nie. Baai. Het jy nou verstaan wat ek gesê het? Ja pa, alles. Dan verbaasend hoe vinnig jy snap as jy agterkom jy so 'n sentimeter van 'n pak af. Ek is in elk geval nou moeg gemak. Maar as so iets nou ooit weer gebeur, dan trek ek jou wasvel af. Ja pa. Ek's jammer pa. Nou dit moet jy vir jou ma gaan sê. Sy's baie teleurgesteld in jou. Ek sal pa. Kan ek nou maar na Wessie se huis toe gaan? Ek seker my klere is daar. Jy kla met daai koord. Ja pa. Ek sien. Ja, oké. Maar jy sorg dat jy voor 2 uur terug is. Jy kan nou maar weer inkom, Koert. Dankie oom. Kom ons haal ons klere en R50. Ek wens my pa wat verstandig soos jou. Dis 'n feit soos 'n koei dat my bas vanaand gaan brand. Pa in die garage. Ja. Hou dit pa. Die pa hom geneek. Ou, slaan is nie altyd 'n oplossing. Maar met my was dit. Eers like ek onthou daai keer toe ek Erlen Whitey Antibetty se bulldog rooi gedaai het, pa ons maar al 3 pak slaag gegee. Ja, maar toe was slaan die enigste oplossing. Nooit. Pa kom mooi met ons gepraat het en verduidelik het hoekom dit verkeerd was. Ja, ek dink ek het net rooi gesien. Maar ek het vir Errol gesê ons moet hom groen daai, hy het die rooi gekies. Hierdie bakkie kom af. Asseblief pa. Jolanda sê dis daai hoop gras wat vir Hendrikie se uitslag gee. Nou het maar in sakke gesit om weg te gooi. Ek dink in elk geval is net doodgewone heat rash. Maar ek sê maar niks want anders sê sy net weer skoenmaker, hou jou by jou diesel engines. Die bakkie is 'n bietjie leeg, jy sal moet petrol ingooi. Okay pa. En jy ry versigtig. Jy druk die knoppie in voor jy die handrem optrek en jy pomp hom so 2 keer voor jy breek en jy double clutch nie as jy wegtrek nie. Nooit pa. Net met die werk se lorries. Waarvoor wag jy? Geld. Waarvoor? Petrol. Nee. Pa het tog gesê ek moet petrol in die bakkie ingooi. Ja, maar jy gaan mos met die bakkie ry. Ja, maar dis pa se bakkie. Luister. As jy 'n vreemde ou se bakkie leen, dan gooi jy dan seker vir hom petrol in. Ja, seker, maar dis omdat liewer pa se bakkie leen. Luister. Jy's nou uit die huis uit en jy verdien nou jou eie geld.
As jy met die bakkie wil ry, dan gooi jy die petrol. OK pa. Weet my van. Maar net oor ek jou pa is, kan ek nie vir jou als verniet gee nie. Dit werk nie so nie. OK, ek verstaan pa. Ek het nou begin geld verdien en van nou af sal ek vir myself betaal. Presies. Anders hou 'n mens nooit op om vir jou kinders te werk nie. OK pa, dan gaan ek nou maar. Pa kan nie dalk tot Vrydag net vir my so R10 leen nie. Waar bly Maggie? Ek is al so honger, ek het maar vir my hotdog kom maak. Ek sien so. Wil jy nou ook een hê? Dit sal lekker wees, dankie pa. Lef haar die een. Die mense ook nooit op om vir jou kinders te werk. Jy nog wil ek vir jouself gaan maak? Nee, dankie pa. Ek is bekommerd oor Maggie hulle. Daai droogskoonmaker het lankal toegemaak. Ja, die Klerksdorp pad verander ook elke Saterdag in 'n regte taxi-kajalami. Ek hoop hulle is alright. Kan ook nou eers gaan kykie, want ou moet dit my bakkie. Vat my kar. Ek sal. As hulle so oor 20 minute nog hier is. En net 'n bietjie petrol ingooi. Ek is so 'n bietjie kort, kan pa my nie so R10 leen vir petrol? Ek ken daai een. Ek leer dit nou eers. Hoe nou? Nee, niks. Ek dink is nou Maggie hulle wat hier is. Ja, dit is. Hallo Dol, ek het al begin bekommerd raak. Waar was julle? Hendrik, jy moenie nog vra nie. Kyk net hier. Het hulle dit nie skoongemaak nie? Pa, die rok was nooit so vuil nie. Hendrik, dis 'n aantrok. En dit lyk asof mense 'n motorfiets daarmee skoongemaak het. Ma sê dit moes iewers in die droogskoonmaker se masjiene gaan vassit het. En wat sê hulle? Nee, hulle sê die rok was so. En in elk geval staan dit duidelik agter op hierdie kaartjie dat hulle nie aanspreeklik is vir enige kledingstukke wat beskadig word nie. 'n Mens moet iets kan doen. Dis die rok wat ek vanaand wou aantrek. Maggie, as ek 'n voorstel kan maak, trek dit aan. Maar sit net so 'n mooi groot borspeld oor die merk. Pa vanoggend het pa gesê ek moet 'n wyl dra. En nou sê pa ek moet 'n borspeld sit op 'n merk wat reg oor my naakie is. Soos wat dit pa sal ek lyk. 'n Belly dancer. Dit lyk vir my jy los jou klere by hierdie plek op eie verantwoordelikheid. Presies. En dan kan hulle enigiets daarmee aanvang. Yes. Jy het nie dalk opgemerk of daai droogskoonmaker 'n baie skoon motorbike het nie. Nee, oupa. Dit rym nie. Hier voorop staan Specialist Cleaners of Your Most Delicate Garments. En agterop staan daar at your own risk. Hendrik, dis soos die skoonmaakbesigheid werk. Daar by my werk was en polish ons die karre at your own risk. 'n Mens kan nie droogskoonmakers met 'n car wash vergelyk nie. Soos daai rok lyk kan 'n mens. Nou mens moet tog iets kan doen. Hierdie rok het 'n fortuin gekos. En kyk hoe lyk dit. Dis opgemors. Maggie, ek sal vir jou geld gee vir 'n ander rok. Hendrik, dis nie hoe mense probleem oplos nie. Hierdie mense sê hulle is spesialis droogskoonmakers. Hulle lewer 'n diens waarvoor jy betaal. Dan skielik is alles op jou eie risiko as hulle in plaas van droogskoon net klein droog maak. 'n Mens kan nie staat maak op wat mense sê hulle is nie. Kyk hoe val ou Betty hier langs aan sy aangeboude sonstoep uitmekaar. En daardie ou het gesê hy's 'n bouer. Nee, ek sal maar met 'n prokureur gaan praat en hoor wat moet 'n mens doen. Of wat dink jy? Ek weet nie. Ek is te vies om te dink. En dit maak my nog vieser as ek daaraan dink dat my man wat so hard vir ons werk, vir iemand anders se gebrou moet opdok. Dankie, Hendrik. Dis teen my sin, maar ek sal die geld wat jy aangebied het vat. At your own risk. Ek dink ek sal 'n bietjie maandag na hierdie ou toe oorry en vir hom sê, "Please explain at your own risk." Dis nog 'n maat so mooi gelyk aan daai rok. Ek het nou nooit gedink ek sal 'n ou wil wurg oor 'n rok. Dit hang af. Waarvan? Of Dolly Parton die rok aan het. Waar's Wimpie? Hy het sy klere gaan soek. Het pa hom geslaan? Hoekom wil almal hê ek moet die kind slaan? Ek het met hom gepraat. Gepraat? Wat sou pa doen as ek gestreek het? Maar die skare wat jy sou getrek het, sou ek kaartjies verkoop.
Hendrik, ek sal maar hierdie rok wat ek vir ou Boet se troue laat maak het aantrek. Ja, dis 'n smart rok. Al was die troue 'n disaster. Dis nou nie wat ek wou aantrek nie. Maar na vandag gaan ek beslis nie by die huis sit as ons kan geniet nie. Ek wil nou nie 'n stok in die wiele druk nie. Maar die ou mense het altyd gesê die ongeluk kom in 3. Pa, daarvoor het ek nie krag nie. Eskom help my kos maak, ons moet vroeg eet. Ek wil nog bad en myself regkry vir vanaand. Ek het my klere gekry. En die R50? Nee, oupa, maar Wessie het 'n paar warm klappe gekry. En jy nou gaan staan en beklei. Hendrik, wat is dit met hierdie kind? Is dit iets wat ek verkeerd gedoen het? Wag nou. Net skaars 'n uur gelede was jy so na in 'n pak soos 'n polonieskil se dikte en nou kom ontstel jy jou ma. Wil jy garage toe gaan? Ja, asseblief, pa, ek kan nie baklei nie. Dit was Wessie en die 2 Visagie broers wat ons gedeer het en ons geld beloof het. Hulle het ons 'n lelike streep getrek, pa. Van net toe ons op die hotel se dak is, toe skreeu hulle blou moord laat die hele dorp ons sien. En toe verdwyn hulle met ons klere. As hulle gesharap het, sou niemand ons gesien het nie. Dit was my plig om hom uit te sort, pa. Want in sy skuld het ek my waardigheid op die hotel se dak verloor. Dis regtig jammer, ma. Nou kan pa my slaan as pa wil. Toe maar my kind, niemand gaan aan jou raak nie. Ma kan sien jy het spyt. En pa kan sien jy het 'n toekoms op die verhoog. Los die kind nou, Hendrik. Toe, gaan bære jou klere. Ons vergeet nou van die hele besigheid. Die laaitie mag nou miskien nie meer sy waardigheid hê nie. Maar vir die manier wat hy homself soos blits uit 'n pak slaag gepraat het, hoort hy in die politiek. Nou kom ons gaan kyk waar sulke apparatuur in die praktyk gebruik word. Ek wonder waar bly ou Boet. Ek wonder waar bly ou Boet met my bakkie. As hy terugkom, dan moet hy hom vir my mooi skoon afspuit. Hendrik, jy is seker nie van plan om my en jou bakkie na die dans toe te vat. Maar hoe anders? Ons kan my kar vat. Hendrik, ek klim nie met 'n aantrek in 'n bakkie nie. Ja, okay, ons kan met jou kar ry. Maar ek wil nogtans hê Wimpie moet hom afspuit. Ou Boet het 'n spul gras en gemors aan my gaan aflaai soos ek hom ken gehad hy moet skoonmaak. Ek sal dit kry. Hallo! Hallo mense! Hallo ouma se ou engeltjie. Die uitslag is beter. En die oogies wil net toeval. Ag, ons ouma se ou seentjie Fakkie. Hy raak soos ek kom in sy pram stoot. Is nes my pa se TV kyk. Jy weet nie of hy wakker is of hy slaap nie. Hendrik is ook so. Jou kos is in die oond hoor, Jolanda. Dankie ma. Maar ek het gedoog Niels behoort al hier te wees met pa se bakkie. Ek ook. Miskien het hy 'n draaitjie gemaak by die snoekertafel. Niels het beloof hy's klaar met snoeker. Hes, kry dit. Ag, sy's tog goed wip van die skrik vir die voet. Hallo? Hoe nou? Ja, sy is hierso. Wat? Pa gaan jou wurg. Okay. Bye. Was dit Niels? Ja, hy wou net weet of jy hier is, anders sou jy by die huis gaan optel het. Hy sê hy's nou hier. En waarvandaan het hy gebel? Ek weet nie. Geklim soos 'n kap vir jou. Want dalk was dit die snoekerkamer. Hoekom gaan ek hom wurg? Hy sê hy het 'n insident met die bakkie gehad. Wat 'n insident? As jy seker het gesê 'n insident en nie dalk 'n accident. Net verlede week is daai bakkie se lig reggemaak waar jy hom nog gestamp het. Hendrik, ons weet nie eers of hy 'n ongeluk gehad het nie. As daar fout was met die bakkie, dan sal hy mos nie gebel het om te hoor of hy vir Jolanda moet gaan haal nie. Al wat dit vir my sê is die bakkie kan nog ry, nie hoe dit lyk nie. Ek het mos gesê die ongeluk kom in 3. Maar ek dink Niels het 'n probleem. Hy is verslaaf aan snoeker. Ou Boet noem my Henk se bakleierye onder onsie. As hy gesê het insident, dan kan ons maar weet pa se bakkie is 'n write-off. Ek wurg hom. Hendrik, alwaaroor jy kan dink is die bakkie. Veral wat ons weet bel die kind van die hospitaal af met sy arms in gips. Ma? Ek is nou nie eens meer lus om verder te eet. Dan sê jy seker nie omgee as ek jou aardappel vat. Boek's jou right.
Ja, Is jy seker? ja. Hoe lyk my bakkie? Skoon. Sommer afgesper daar by die garage en hier is die R10 wat ek by pa geleen het. Hier kom 'n reënbuis soos ons nog nooit gesien het nie. Wat 'n insident hier met my bakkie gehad? Jesus, ek het geskrik. 'n Kamikaze pilot het agter op die bak beland. Wat? Die bode wat by Antiflorrie se boekwinkel werk, ry met so 'n rooi bike met 'n kassie agterop. Het hy seer gekry? Nee, gelukkig vir hom was daar sakke gras agter op die bakkie toe. Breek die sakke gras, hy val maar toe breek hy die sak en toe sit gras net waar hy kyk. Ou, is daar iets fout met my bakkie? Ja, bang dat ek weer daai brieke stel mense te veel pomp voor hulle vat. Boeksie? Het jy gedrink? Nee, En jy dalk enige iets soos petrolgom of parafien gesnuif? nee oupa. Nou maar toe ek nou ry met die grasdigedam, toe stop ek daar by die stopstraat oor kan die Engelse laerskool. Toe ek so stop, toe voel ek net hoe rukkie bakkie. En ek kyk in my spieeltjie en ek sien 'n full-face helmet en net sulke 2 groot oë wat agter die bak sny. Toe dog jy seker die Space Invaders het geland. Nou die ou het te skielik om die draai gekom en toe skielik sien hy die bakkie voor hom en hy gooi ankers en hy draai gelyk. En as toe dit sy bykom soos 'n steeksperd afgooi. Hy beland agter op die bak en sy bike skuif hierdie kant verby die bakkie tot daar voor oorkant aan die ander pad, net so by wat 7. Shame, sy fiets toe flenters. Nee, nie op daardie oomblik nie. Maar toe ry een van die mynse lorries oor die bike en toe sy raai. Haai, Boeksie. Maar toe moes jy sien hoe paniek die 2 ouens in die lorry toe hulle daar uitklim en hulle kan nie die ou kry wat veronderstel is om op die bike te wees. Hulle soek hier tussen die wiele, in die grill, agter die radiator. Zilch. En toe moes jy wag vir die polisie. Nee. Ek sê toe vir die ou, "You've lost your bike." Toe sê hy, "No, I've lost my job." En toe kry ek hom jammer en toe gee ek hom werk Wat se werk? om my te help om die grassige mors weg te ry. En om die bakkie skoon te maak. Goed pa geweet. As iets te goed is om waar te wees, is dit gewoonlik. Maar wat van die fiets? Watter fiets? Ek het niks gesien nie. Ou, ek dink jy moes daar gewag het. Dit is onverantwoordelik om die ongelukstoneel te verlaat. Maar niemand het seer gekry nie, pa. En weet both die rubbish het nog moes weggery, omtrent 5 vragte. Ou boet. OK. 3 vragte maar was baie vol. Ek dink nog steeds is onverantwoordelik jy moes vir die polisie gewag. Om wat te sê, pa? Konstabel, ek het gesien hoe ry 'n lorry 'n bike pap. Die ouens in die lorry kon ek moes sê en as 'n mens betrokke raak, dan is dit net hofsaake en sulke goed. Hier is ek geneig om met ou met saam te stem. Die hof is 'n baie ongemaklike plek. Selfs al is 'n mens net 'n getuie, die oomblik as jy moet praat, dan voel jy skielik asof almal in die hof klaar besluit het jy is skuldig. Dit is so oud. Dit is presies so ek ook gevoel het daai keer toe ek moes gaan getuig het oor Speedy. Ja, maar jy was skuldig. O, Ek praat van as 'n mens getuienis moet lewer, nie pleit om versagtende omstandighede nie. En pa sal weet, want pa het ondervinding van albei. Ja. Maar my eintlike swakkigheidjie is by daai minagting besigheid. Is nie iets om op trots te wees nie, pa. Ja, ek weet. En daarom sê ek bly weg. In die hof gaan jy net tweede land. Ou, waar is die bode nou? Ek weet nie. Toe ons klaar gewerk het, het ek hom betaal en toe het hy gesê ek moet by die polisiestasie gaan aflaai. hy het seker die fiets gaan rapporteer. Ja, hy het gesê so met die skok en al het hy homself miskien 'n bietjie te gou gefire. Hy sal maar die bike gaan rapporteer. Ek is bly. Maar het geweet jy sal nie onverantwoordelik optree nie. Jy is seker dood van die honger. Ek gaan haal jou kos. Kom ontspan, Boeksie. Jy is seker moeg van al die tension. Ou, daar's net een ding wat ek nou nog nie verstaan. Vanmôre het jy nie 'n sent gehad. En vanmiddag het jy genoeg geld om iemand te werk te gee en my terug te betaal. Ek het R50 met snoeker gewen, pa. 'n maand gelede, Swannie het my vandag betaal. Niels het beloof om snoeker te los. Ek weet ek het, maar dis nie so maklik nie. Elke keer as ek by die hotel ry, is dit asof ek 'n ander mens word. Daai balletjies trek my aan soos 'n magneet. Jy moet net eendag weer met daai balletjies van speel. Ek sê jou wat. Kom ons twee gaan uit vanaand. Ag, waan toe, die diskou het afgebrand. Daar wys 'n lekker fliek by die drive-in. Sal Paul nie vir ons baby sit nie, dan vat ons sommer vir Hes en Wimpie op saam. Nee, OK, as hulle moet leer vir eksamens of iets, hoef hulle nie saam te kom nie. want dis nie oor Wimpie en Hes nie. Dis oor ons kan nie babysit nie, ek en jou ma gaan uit. Maar pa sê altyd pa hou nie af van om uit te gaan nie. Pa, hulle gaan nooit uit nie. Sê wie?
As ek nooit saam met jou ma uitgegaan het nie, was jy nie nou hier nie. Oh. Shame, ek wonder of tannie Florie die bode gaan fire. Nee, ek dink sy gaan vir 'n nuwe bike koop. Uit die gestampte een as gesteel gerapporteer. Ek wonder of jou ma hulle gisteraan die dans geniet het. Ek sou so dink. Dit was na 2:30 toe ek hulle hoor inkom het. Shame. Doen hulle goed om so 'n bietjie uit te kom. Laat hulle weer jonk. Voel vir my of ek die kamerads gehad. Bietjie styf vir al die dans, hè? Baie. Het maar hulle gesakkie of gediska? Soos ek vanoggend voel my kind voel dit of ons gebruik dans. Waarna soek ma? Die bruistablette. Is dit vir jou of vir Hendrik? Ek het vir hom gesê hy moet stadig met daai pons. Wat kyk julle my so? Julle nog nooit iemand gesien met 'n hoofpyn? Natuurlik het ons al iemand met 'n hoofpyn gesien, maar wat jy het lyk baie meer na babbelas. Hier en drink. Drink dit sal jou beter laat voel. Ons is nie meer gewoond aan uitgaan nie. Soos julle twee vanmôre lyk, sal 'n mens sê julle is aan niks gewoond. Julle nie bruistablette wat sagter bruis nie. Wie kan dit nou wees? Dis ou boet. Ma, pa, kyk. Wat? Ek kan nie mooi sien. Lyk vir my soos 2 paar kaal boutjies. Op 'n dak. Wat? Skaam my dood. Gelukkig kan mense nie hulle gesigte sien. Name, noem hulle name. Nee, net 2 tieners wat kaal genaal het toe die brandweer hulle van die hotel se dak afgehaal en aan die toesig van hulle ouers oorhandig. Ag, is nie so erg nie. Nou ek sien. Vir my is dit erg. Ek sê vat al my spaargeld en gaan koop die koerante wat daar nog oor is. Ag nee man, 'n mens kan julle skaars sien. So wat ook by die oupa se bril op het nie. Oh. Die pers moet ook oral hulle kameras indruk. Ag Maggie, today's newspaper is tomorrow's toilet paper. Kyk wat staan hier. Daar word ondersoek ingestel na 'n raaiselagtige ongeluk tussen 'n vragmotor en 'n motorfiets waarvan albei bestuurders spoorloos verdwyn het. Albei voertuie is later by die polisie as gesteel aangemeld. Kom in, my oupa is in Namibië, my ma kom eers laat terug. Hoe laat? Baie, sit so. Kry ons iets om te drink. Wat wil jy, Sonja? Daai het enige iets. Kry dit? Dit was vinnig. Kan nie daarvan om lank van jou weg te wees nie. Ekskuus. Skom ek mal is oor jou wims. O, Jy's so volwasse. ek kan nog baie meer volwasse raak as jy wil. Jy seker jou ma kom eers laat terug. Doodseker. Seker die koeldrank. Skielik kry ek so koud. As ek nou Koert was, sou ek seker vir jou 'n jersey gegee het. My Koert is 'n kind. Hoe kan jy so sê hy's op my pel? Onthou die keer toe hy so met so 'n neus te gaan fliek het? Sy sê toe die ligte van die fliek donker word, toe sit sy mos haar hand op sy been. Maar so presies daai stadium wat die leeu op die skerm verskyn en brul. Toe gooi hy met sy hele pakkie popcorn. Ja man, ek ken die storie. Maar hy sê vir my, sy het hom geknyp. En ook nie op sy been nie. O, Nee man, jy moet dit nie doen nie. Jy weet mos wat dit aan my doen. Ja, dag sê jy. tog is jy oupas met vakansie. Ek het van hom Hans vergeet. Bly ouma nou hierso. Nee, hy kuier net hier terwyl my oupa in Namibië is. Vry julle en julle skoolklere. Nooit oom. Ons chat net. Dis Sonja Konradi oom. Dis my ma se pa se broer, oom Hans. Hallo oom. Hallo. Nee, ek dacht toe dis jy en Koert wat hier aan die stoei is in die sitkamer. Toe dog ek nou so, maar van wanneer af dra Koert nou 'n skirt? Oom moet maar liewer my oom se brille dra. Nee, laat my te oud lyk man. Ek dra mos nou deesdae hierdie kontaklense, jy weet. Ek dink ek nou vanoggend al twee in die een oog gesit. Ja. Wil oom nie so 'n bietjie gaan skuins lê nie? Ja, ek dink. Kyk hierso.
Jy moenie jou ou boet se streke hier uithaal nie, hoor. Nooit oom, ons chat net. Ja. Maar op julle ouderdom kan dit maklik lei tot vry. Ek ken daai laaitjie baie beter as jy. Jy vergeet hoe vies was jou pa toe jy daai rooi kop skoon bo van die bank afgevry het. Wat? Ekskuus. Nee, nou maak hom 'n fout. Hierdie keuse is geskiedenis. En as ek uitvind wie sy is sy ook geskiedenis. Sonja, wag. Is dit nou iets wat ek gesê het? Oom, ek het geen rooikop van die banke afgevry nie. Dit was daai stupid rooikop boyfriend van Hes wat haar van die banke afgevry het. O ja, jy's reg, ja. Maar as jy reg is, hoekom is jy dan kwaad vir my? 'n Ma bly maar 'n ma. En dit maak nie saak hoe groot haar kinders raak nie. Hulle bly haar babas. En as hulle eers uit die huis uit gaan, dan gaan daar so 'n stukkie van 'n ma se hart saam met hulle. Ek sal maar daaraan gewoond moet raak om nou 1 bord kos minder te kook. Nee, hoefie. Ek sal nog alles wat oorbly opeet. Hendrik is so sensitief soos 'n myner. Jou enigste dogter verlaat die huis en waaraan dink jy? Nou's daar meer kos vir my. Ek is 'n myner. Waar's Wimpie? Hoe moet ek nou weet ek kom maar nou saam met jou hier? Oma's? Wat? Hier. Eers word ek nou besteel en dan skreeu julle op my. Hy's seker by Sonja. Vroeger as jy hom gesoek het, dan was hy altyd by Koert, maar deesdae is dit net Sonja. Sy muisneste gaan maak dat hy nog matriek druip. En nou ignoreer julle my. Ag nee, oom. Ons is maar net so 'n bietjie ontstel oor Hes. Ek ook. Nou haal julle dit uit op my. Nee, oom, ons mis die kind, dis al. Julle moet trots wees op haar. Sy's hier weg om 'n geleerdheid te kry. Behalwe Maggie is daar nie een in hierdie hele familie wat staan 'n 10 het nie. Nou, Hes is nou al op onderwyskollege. Maar dis ook nog maar net vir 'n dag. Ja, maar vir Maggie is sy uit die huis uit. Ja, maar sy's in 'n koshuis in. In vakansiedae sal sy hier so tog wees. Ek gaan gou draailoop. Ek mis al klaar vir Hes en my pa. Nou so. Jy wou net sê, Wimpie is mos daar na Koert toe. En jy moes gehoor het hoe daai Sonja hom uitgevreet het voor my hier in die sitkamer. En toe klap sy die deur toe in sy gesig, net soos Maggie partykeer maak met jou. Hoe nou? Ja, dit was iets oor geskiedenis en 'n keis en toe gryp sy die keis en sy hol hier uit. En toe klap sy die deur toe in sy gesig, net soos Maggie partykeer maak met jou. Oom het dit al gesê. Ja, maar jy weet, in my dae het ek nie meisies gehad wat na skool by my kom speel het nie. Ek wonder wat se speelietjies het Wimpie in gedagte gehad, want hy het goed geweet ons gaan eers laat by die huis kom. Hy moenie sy ou boet se streke hier kom uithaal. Presies wat ek vir hom gesê het, toe sê hy vir my nie hulle chat nou maar net, maar vir my het dit gelyk na vry. Vry? Of stoei. Nee? Ja, en jy weet, en dit nogal in hulle skoolklere. Oma's, weet jy met die koeldrank in my kombuis gemors? Wimpie, ek was nie naby die kombuis nie. Ek sit nog die hele dag hierso, nog nie 'n ding oor my droë lippe in my liggaam gekry. Ek gaan nou iets maak, hoor. Dankie, Maggie. Kan ek nou my draai gaan loop? Ja, niemand keer oom nie. Dankie. Hendrik, ek gaan Wimpie se nek omdraai omdat hy my kombuis so bemors. Jesus is nie hier om hom uit die moeilikheid uit te hou of agter hom skoon te maak nie. Yes, voordeur. Hendrik. Jong. O, skus. Sorry dom. Hallo Jolly. Hallo pa, waar's ma? Ja. Wat is dit, Jolanda? Dis Niels ma. Het hy sy hande vir jou gelig? Nee, ek het myne vir hom gelig. Maar wat hy gedoen het is baie erger. Het hy weer jou make-up toegesluit? Nee pa, Waar's Hendrikie? voor die TV
sê hy kyk nuus. En Niels het daar 'n sulk met 'n kommie. En dan sê hy, ek is kinderagtig omdat ek oordentlike fotoverhale lees. Maar niemand mag raak in daai hoop komiks wat hy agter op die bak van die Larry Bære nie. Is dit wat jou so ontstel het? Nee, ma. Hy het al daai geld wat ons gespaar het om 'n vriezer mee te koop gaan blaas. Alles. Het hy gaan perde speel? As dit maar perde was, dan kon hy dalk tog iets gewen het. Hy het 'n besigheid gaan koop. 'n Besigheid? 'n part-time business. En al R350 daarop geblaas. Wat 'n besigheid kan jy daarvoor koop? 'n Boerewaars hotdog karretjie. Ag nee man. Daai goed kos 7-8 duisend rand en dit 'n stoof en 'n yskas en alles in. Ja, maar daai een was in 'n prank. Ah, Nou gaan hy die panel beaten regmaak. Is dit baie erg beskadig? Nogal. Dit het op die potspad gerol. doe maar Jolly. Ouboet is baie goed met sy hande. Ek is seker hy gaan dit net regmaak en verkoop en vir julle 'n splinternuwe vrieskas kontant koop. Ek dink maar reg so. Ja. Ek het nog nie kos gemaak nie. Gaan julle vanaand hier by ons eet? Nee, ons het mos gesê ek sal self iets maak, want maar as hy is baie laat teruggekom het. Met al die tension en die dramas by die huis kon ek nie kook nie. Nou gaan ek maar net takeaways kry. Miskien moet ek dit ook doen. Ek wil nie nou gaan begin kook nie. Wag, ek kry net my sleutel en ry ek sommer saam met jou. Shame! Ek worry so oor my eie huis as ek vergeet skoonmaal het vir Hes weggevaar. Ja. Mis pa al. Nogal baie. Was sy's lucky. Toe ek uit die huis uit is daar van my pa gesê, nou is daar vir hom 'n ekstra bord kos. Mans is almal dieselfde. Ek het dit nie gesê nie. Maar jy het dit gedink. Sien jy wat ek bedoel? Dis presies wat Sonja met Wimpie gemaak het. Nee? Ja. How's it, Pa? Pa! Ja, man, hier's dit. Kry Pa vir Ma weg. Wat? Toe maar ek het dit ook al gedoen as Jolly met my moeilik raak. Nee. Ma's hom maar lekker omgekrap, hè. Ek hoor Pa het haar skoon belet om vir Hes te bel. Ag man, al wat ek gesê het, ons moet vir Hes los. Sy sal self bel as iets nie reg is nie. Ons moet haar los laat sy self settle. O, dan het Auntie Florie weer die storie in die sterk beet. Van Florie van die boekwinkel. Nee, Jolly se ma se niggie, Auntie Florie van Ventersdorp. Jy weet, partykeer raak ek skoon moedeloos. Ja, ek ook. Val is nie die regte tool vir 'n job het nie. Wat nou? Soos nou, ek het 'n rivet gun, maar ek het nie pop rivets nie. Die popperwit sê. Hoe het Pa geweet? Bring terug wat jy nie gebruik nie. Thanks. Pa moet sien hoe smart kom my karretjie aan. Ja, hy gaan smart wees, hy klaar is. Maar wie gaan jou verkoop? Wie het gesê gaan verkoop? Nee, jou vrou is baie ongelukkig oor die vrieskas se geld gevat. Ek het gedink jy gaan die ding regmaak en hom verkoop en dan vir julle 'n splinternuwe vrieskas koop. Toe maar Pa, ek gaan nog soveel geld maak, jy sal 10 vriesers kontant kan koop. Gaan jy op straat hotdogs verkoop? En boereworsrolls, en sosaties, vetkoek, pap, salted peanuts en koeldrinks. Hoekom peanuts? Ek maak die mense dors en koop hulle meer koeldrinks. Ek moet nou nog net 'n naam vir my business kry. Ek het gedink aan Jolly's Delicious Foods, maar dan lieg ek vreeslik. Wat van Woepsie, Wapsie, Worsie? Ja, nee, dis te persoonlik. Wat van Ouboet se wors? Dis onbeskik. Skus Pa, skus. Ek weet dit. Ek gaan mos fast foods maak. Wat kan vinniger wees as GT takeaways? Wong. GT takeaways. Ja, GT takeaways. Ek kan ook so my karretjies se Formula 1 sprei met 'n nommer en strepe. Thanks Pa. Ek moet loop, my besigheid staan. GT takeaways. Ja, is my seun se besigheid, GT takeaways. Nee man, dit klink simpel. Foei tog, arme kind. Foei tog.
kry sommer 'n knop in my keel. Ag, is vreeslik. Ja, okay. Okay, pa. En jy het vir Hes gebel? Nee man, is Marie wat vir my gebel het. O, waarvoor? Ag, sommer niks. Jy wil seker weer koffie hê. Oh. Waarvoor was daai foeitog 'n arme kind dan? Hendrik, ek luister jou nie af as jy op die foon is nie. Moet dit nie met my doen nie. Oh. Ja, oom Hans wou hier gebel het, maar jy sê jy wil die lyn oophou vir ingeval Hes bel. En nou het hy in die kafee gaan bel. Wat? Ja. Die enigste rede waarom oom Hans by die kafee gaan bel het, is omdat hy die tattersons op Viljoenskroon wou bel. Maggie. Ek sou moet oom Hans gaan praat oor sy skelmperre spelery. Ag nee man, dis nie wat my so ontstel het nie. O, nou wat dan? Ag, sommer niks. Ek is so stupid. Jy kan maar vir Hes gaan bel as jy wil. Ag nee, dit is nie dit nie. Hes is groot genoeg om na haarself te kyk. O. Hendrik, is hier nog plek in hierdie huis vir nog 'n kind? Wat? Na daai laaste operasie is ek nou 'n sportmodel. Ag nee man, wat dink jy? Net om vir 'n rukkie hier by ons te bly. Maar Maggie, mens kry nie kinders op April nie. Ek het vir Marie gesê jy sal nie verstaan nie. Los dit. Wag nou Maggie, stop die lorry. Ek weet nie eens waarvan praat jy nie. Hendrik, daar's hierdie dogtertjie van so 9. Haar mammie is al 'n tyd lank oorlede. Hulle het hier iewers daar buitekant Stilfontein op 'n plot gebly. Is dit aan Pot se kant? Nee man, ek weet nie. En toe kom haar pa, eintlik haar stiefpa, want haar regte pa het sy nie gehad nie. En hy is toe afgedank by die myn. En hy kan nie meer vir haar sorg nie. Shame. En toe het hy die kind wettiglik en privaat laat aanneem. Hy het die brief geteken, haar by die prokureur afgelaai en verdwyn. Ai, foei tog. Toe kom die mense om haar te kom haal, iewers hier van die rand af. En om een of ander rede besluit hulle net daar in die prokureur se kantoor, hulle wil haar nie meer hê nie, en hulle ry weg. Hulle kan dit mos nie doen nie. Dis tragies man, en nou sit die kind daar met haar tassie by die prokureur, en sy het geen heenkome nie. En al wat hulle nou kan doen is om te reël dat sy iewers na 'n wesens of iets toe gaan. Maar dan moet ons die kind gaan haal. Al is dit nou net vir 'n week of so tot ons vir haar 'n ander heenkome gekry het. Ag, dankie Hendrik. Dankie, ek het geweet jy sal verstaan. Kom ons nou so moet aantrek van net jy alleen weet. Ag oom. Ek wil net nie hê die kind moet dink ons is 'n spul pelukas nie, okay? Okay. Maar ek dink daarom net ons moenie voorgee dat dit iets is wat ons nie eintlik is nie. Lyk dit beter, pa? Ja, sit. Ek was laas so op my senuwees met jou geboorte. Ja, net hierdie keer weet ons daarom ten minste dit gaan 'n dogtertjie wees. Het jy daai spaarkamer reggemaak? Ja, pa, ek het alles gedoen wat pa wou. Ek het selfs pink lakentjies opgesit. Nee, is goed so. Ons moet die kind laat tuis voel. Sy het genoeg smart in haar lewe gehad. Hoe lank gaan sy bly? 'n Paar dae, 'n week, ek weet nie. Ek hoop nie sy gaan so lank in die badkamer sit soos Hes nie. Ag oom. Die kind is 9. Hes is 'n tiener. 'n Baie skoon tiener. Hier's hulle nou. Hier is ons. Kom in. Dis Rietjie van Sail. Hallo? Hallo. En dis Neelsie. Hallo. Hier sit aan die motor. Sst, jy die mense moet verdwyn soos al die ander. Rietjie kan in Hes se kamer slaap en klein Neelsie in die spaarkamer. Maar ek het klaar pink lakens opgesit in die spaarkamer, ma. Deur waar jy my gelaat nie. Kom, ek wys julle waar is die kamp. Wimpie, gaan haal die pakkies uit my kar uit. Ek het vir die kinders so 'n paar goedjies gekoop. Het jy nie gehoor wat sê jou ma nie? Hey, pa, ek gaan kry die pakkies. Gaan oom niks sê nie. Nee,
Ek dink ek gaan maar vir ons koffie maak. Net suikerwater vir my is. Wonder of tannie Betty hier langs aan siek is. Sy sit en staar hier na ons huis toe so bleek as ons sy 'n spook gesien het. Nou, shame. Haar telefoon is seker stukke. Ek wil nie 'n woord van iemand af hoor nie. As ek nou mag. Nee, oom mag nie. Rietjie weier om iewers te gaan sonder Neelsie, want sy het haar ma op haar sterfbed beloof sy sal na hom omsien. Iemand het hom glo net na sy geboorte in 'n boks op hulle plot gelos. Maar ek beloof mos nou Sonja. Regtig. Genien man, ek ken nie eens 'n rooi kop nie. Ek sê skaars die woord rooi kop dan gooi sy die telefoon in my oor neer. Oom het my nou lelik in die dinges gedrop. Ja, ek moes seker maar blondie gesê het. Maar jy weet, vroumense is meer jaloers oor 'n rooi kop as oor 'n blondie. Hoekom? Ja, want jy weet, met 'n blondie, hulle reken so, jy weet, met 'n blondie is dit 'n bietjie net vir fun, jy weet. Maar met 'n rooi kop, is dit true love. Oom, ek gaan so 'n bietjie na Koer toe. As my oomale kom, sê vir hulle ek's daar. Jy lieg man. Ek weet mos jy gaan kruip by daai Sonja. Nooit oom. Ja, ek weet man, en as jy nou wil kruip, gaan kruip ordentlik. Vat hierdie koop vir haar 'n boks chocolates en sê vir haar ek is sorry vir my borrie. Thanks oom. Hier kom 'n vloed soos dit gaan reën. Hey, ek het gedag my dae van Laities bad is verby. Shame. Hy sê op die plot het hy nooit 'n bubble bath gehad. Ja, toe ek 'n laitie was, het ek ook nie. Ek moes altyd in 'n sinkbad in die kombuis voor die stoof bad. En ek het altyd so 'n dwarsklap gekry as ek 'n babbeltjie gemaak het. En toe, hoe lyk ons nou? Daar sê. Julle is seker almal dood van die honger, ek moet gaan kos maak. Ek sal kook as jy nie moeg is. Ai nee, my kind, dis nie nodig nie. Ek kan, op die plot moet ek elke aand kook. Hier hoef jy nooit te kook nie. Maar jy kan by my kom sit in die kombuis en met my gesels as jy wil. Kom jy ook nie? Ek sal liewer by die manne sit. Okay. Maar as jy later op die kombuis toe kom, is jy welkom. Dankie. Kom Rietjie. Wat is oom? Die per. Dubbel pere. Nee, ek hou net baie van diere. Neelsie, daai oom op die plot het hy ook perde gespeel. Rietjie se stiefpa. Ja, baie, ek moes die pere kies. Het daai oom ooit iets gewen? Ja, baie, laat ek in die Pixies. Nou sê jy vir my 'n ding. Neelsie, hier hoef jy nie perde te kies nie. Hier speel ons nie perde nie, okay oom? Ja, okay, maar wie wat het die Pick 6 laasweek betaal? Duisende. Dis wat die oom gewen het, duisende. Hier steek 'n lelike ding sy kop uit. Toe maar Neelsie, die oom speel sommer net. Sal ek dit kry? Ja, asseblief. Ek het Wie's jy? Niels en jy? Niels, almal noem my ou boet. Hou dit ou boet. How's dit? Ek het net kom sê ons eet nie vanaand hier nie, ons eet by Jolly se maale. Geniet die ete. Jy weet obviously nie hoe daai antiek kook nie. Bye. En ek gee nie om wat Boela sê nie, ek vat nie weer 'n sluk van sy homemade mampoer nie. Ag, shame, die beertjie slaap nou. En die beer eet 'n gat in my yskas. Ek was nogal verbaas oor Hes se reaksie. Daai kind is 'n riem onder my hart. Wie het gehuil toe haar oor die foon van Rietjie en Neelsie vertel? Ou boet ook. Hes wil sommer hê ek moet al haar poppe vir Rietjie gee en haar teddy vir Neelsie.
Maar hierdie pa van Rikkie, stiefpa, klink na regte rabbies. Laai so met die kinders daar af en dan verdwyn hy. Ja, so 'n mens sal net die kinders verwaarloos. Veral as dit nie sy eie is nie. Voel nogal en aardig om weer klein mensies in die huis te hê. Ek gee nie om waar die mense daai kinders gaan plaas nie. Ek sal eers gaan kyk. Nee, ek gaan sak. Hendrik, jy eet asof jy nog glad nie vanaand geëet het nie. Is jy so gewig optel? En nou? Wat is fout? Tannie, ons is bang. Ek is die bangste. Bang? Daar sit die snaakse geluide in die gang. Ag, dis seker jou oom wat weer 'n hond uit 'n bos uit snork. Klink meer vir my of jou oom te veel van die kafee se pies geëet het. Hendrik, ek sal net die oom se deur toetrek en dan sal julle hom nie meer hoor nie. Solank dis net my en Nielsie se deure kan ooplos en as Tannie nie omgee nie, die ganglig aan. Ag, natuurlik. Kom ek vat julle terug bed toe. Wat sê hy? Nee, hy sê hy is nie 'n sussie nie. Maar as dit so donkerig raak, dan is hy glad nie so taaf as wat hy lyk. Tell me, just who do you expect to fight with a nag like that? The English. You can't. Hoping, di toka muka di sona go tsba maikemisetso le dinepo tsa setlhopha. As paadhuiding breek, kry Hendrik die stink. Die remote werk beter as Wimpy. Ek praat nie terug as jy vir dit sê om kanale te verander. Waar gaan dit breek? No, sies. Napoleon, who has fled from Elba to muster. Klop jy nie? Ek bly hier. Dit beteken nog nie jy nie maniere hoef te hê nie. Gedink is jy hallo. Wat het hom oorgekom? Hallo Dol. Nee, ek weet nie. Maar wat ry jy? Ek het direk van die werk af gekom, ek het nie eens met die klap laas gegaan. Musk Sweets. Breef deodorant. Onthou jy, ek het dit altyd geëet toe ons nog uitgegaan het. Dis wat my bekommer. Dis nie Vrydag aand vanaand nie, is dit? Nee, as jy dit eet en jy rook, dan proe 'n sigaret soos 'n donkiesol. Wil jy hê dit moet so proe? Ja, ek het vandag Bossie Botha se longe gesien. Hy is dood. Met sulke longe, hoe anders? Hendrik, waarvan praat jy? Uit die myn, in 'n kenvroetbottel. Sy longe? Sis, ja. Hallo? Spike. Hendrik. Nee, hy's nog nie hier nie. Reg, ek sal hom sê. Goed, Spike. Totsiens. Was dit my ma? Nee, dit was Spike vir jou pa. Hallo pa. Hallo, Louise. Waarna ry pa? Musk Sweets. Wat lê leen? Jou service grinder of sweets. Hoe kan jy pa Musk? Om sy sigaret na zolle te laat smaak. Ek leen niks weer vir hom nie. Ek is nog nie eens uitbetaal vir hy gereedskap wat hy in hy ongeluk opgeding is het. Sien nie koffie nie.
Ek gaan maak koffie vir jou. Die ouens by die skool eet mask vir hulle asem as hulle skelm gerook het. Hoe weet jy? Ek gaan koffie maak. Sien, ek het ook altyd agter die skoolsaal gesoen, onder andere. Dis wat my bekommer. 'n Onskuldige soen. Nee, die skuldige onder andere. Is, Ja, pa. jy het niks agter die skoolsaal verloor nie. Papa, ek het absoluut... Ma, ek gaan nog vir Wimpie wurg. Basekind. Waar is Wimpie? Hy gaan dryp daai like, hy loop te veel rond. Ag, hy oefen rugby, Hendrik. En jy beter vir haar sê, dis nie Wimpie wat kom stories aandra het nie. Anders het ons 'n vrede in hierdie huis. Was hier al ooit vrede? Hendrik, wat is dit van Bossie Botha se longe in 'n bottel? O, ek het opgehou rook. Alweer. Nee, hierdie keer is dit final. Nee, dit het ek ook al gehoor. Nee, regtig, ek wil ophou. Die safety officer daar by die myn het vandag vir ons Bossie Botha se longe gewys in 'n camfruitbord. Wie het 60 'n dag gerook, hè? Sy longe lyk soos die binnekant van 'n barber se vel met sulke swarterige pers. Ag nee, sis, Hendrik, ek wil nie weet hoe dit lyk nie. Ek sê al hoe lank vir jou jy moet ophou rook, maar jy sal ook nie ophou voordat jou longe nie ook in 'n camfruitbottel is nie. Maar dis nie waaroor hy dood is nie. Hy sou gewees het as hy nie so baie gedop het nie. Was drank die oorsaak? Ja, soort van. Maar as hy nugter was, dan sou hy gesien het daar's nie water in die swembad voor hy daar ingedek het. Ai, arme man. Was hy getroud? Getrek. Ag, Hendrik. Ag man, hy het vir jare daar in die single quarter saam met die vakleerlinge gebly. Die my kom vra het hy ergens so 'n skewe klap weggehaal. Hendrik, volgens jou het almal altyd 'n skewe klap of 'n ding weg. Maar hy het sy eie breimasjien gehad. Hendrik, sodra iemand nie visvang swys of dart speel nie, dan het hy 'n skewe klap weg. Ek dink in ieder geval 'n swak smaak om sy longe vir julle te wys in 'n camfruit bottel. Maar hy het dit geskenk. Is deel van die myn se veldtog om ons gesonder te laat leef. Wel, ek het opgehou rook en daar's 'n hele paar ander ouens wat ook gehou. Vertrou pa my nie of wat? Wat? Ag, pa. Jou pa het opgehou rook en die keer is dit glo finaal. Begin liewer weer, pa. Glo my, dis beter vir ons almal. Wat? Julle pes my oor die asbakkies en die reuk en as ek ophou dan is dit ook nie reg. Onthou pa dan nie hoe alles pa laas geïrriteerd het toe pa opgehou het nie. Niemand kon iets in hierdie huis reg doen nie. Niemand kon nog ooit iets in hierdie huis reg doen nie. Jou pa het gesien hoe lyk 'n roker se longe. Pa. By die myn, en ek ken vroedbos. Sis pa, dis na. Nou, dis hoe die meeste van ons ook gevoel het. Om die waarheid te sê, die mynkaptein het sommer daar op die training room se vloer 'n kat geskiet. Ag, sis, Oor die longe in die bottel. Nee, dit was iets wat hy geëet het. Luister, die ek is besig om kos te maak. Ek kan nie verder hierna luister nie. Pa, ek het span gekry, pa. A-span. Hallo, ma. Hallo, my kind. Ons speel Saterdag op ons veld, gepak en kyk. Teen wie gaan julle hierdie keer verloor? Ag, pa. Ons het al gewen. Die verbeteringskool. Dan gaan julle die wedstryd en die fight verloor. Kom 'n bietjie hier. Ma, nou wat ruik jy? Musk sweets. Dit laat jou asem lekker ruik. Maggie, wanneer eet ons? Ek vrek van die honger. Nou, pa. Hoekom kyk pa nie so lank na die TV nie? Tegen my kop seer, kyk julle maar. Nee. We zijn aardig hoe baie goed in hierdie huis sommer van self breek. Sou jy leer om nie tweedehandse rubbish by 'n pandjieswinkel te koop nie? Hulle gee jou geen garantie of warranty of enige ander soort 10. En dis 'n risiko om daar te koop, man. Ek dink is 'n groot risiko om dit in hierdie huis in te bring. Hoor 'n bietjie. Dis oor Jolanda se pa. Meneer Sarel Griesel, kaptein van Stilfontein se veerpyltjies, dis nou darts. Veerpyltjies span is gediskwalifiseer nog voor die toernooi gisteraand begin het. Gee bietjie hier pa, ek sien. Okay, daar's nog daar. Die diskwalifikasie was as gevolg van onetiese en of onbeskofte gedrag. Ah, Stoups. Hy het natuurlik weer 'n paar doppe te veel ingehaal toe doen hy wat hy op die verloving gedoen het. En op die myndans. Wag. Hy het sy broek. Ja, hy het dit alweer gedoen. Ek skaam my
dood. Hoe moet sy vrou voel en die arme Jolanda? Wat het hy gedoen, ma? Die mense gemoonshine. Hey, soldeer. So 'n ongeskikte ou man daai. Ek hou niks van hom. Sies, hy's boonop so vet ook. Net asof dit nie so onbeskof sou wees as hy maar was nie. Dit sou net bietjie minder gewees het. Hey, jy soldeer soos jou Ali, man. Dis omdat jy na die groot mense se praatjies sit en luister. Pa moet stil hou as ek die chipbrands verby met die ding. Ag, as jy vir my vra, as dit klaar verby met daardie ding. Hy het sy chips gehad. Ons het jou nie gevra nie. Pa sê jy moet shut up. Hey, shut up. Hendrik, hoe praat jy met jou kinders? Hoor wie praat? Toe ek die eerste keer skool toe was en hulle vra vir my, wat's my naam? Toe sê jy klein bliksempie, ons ken nie. Wel, is al naam wat ek geken het. Dis nie al een wat jy genoem is nie. Pa, die kinders. Waar? Hey, soldeer. Maggie. Onthou jy daai dag toe Hendrik homself met die welding rod gebrand het? Ja, pa. Van daardie dag af ken hierdie kinders en al die kinders in die buurt al die vloeke wat daar is, oues en nuus. Dit was damn seer. Ja, maar as ook net 'n genius soos jy wat so onder 'n kar sal lê is, swys. Pa, ons weet, die hele dorp weet. Ja, ek lag nou nog as ek dink hoe lank hy so op die plekkerus geloop het. Hendrik, ek gaan terug na jou suster toe. Ek is nou so lus vir 'n sigaret ek kan vrek. Hoe ver is jy? Pa kan maar op die plek rus. Ek's klaar. Pas op vir jou. Ek het geweet jy sal nie kan ophou nie. Ek het nie gesê ek gaan rook nie, ek het net gesê ek is lus. Maar ek is nou al 'n bietjie moeg vir die mas. Pa, ek is bly pa probeer ophou rook. En my sakgeld is amper klaar en ek het niks meer make-up nie, my klere is ook klaar. Loop speel in die verkeer, man. Dankie, Jes. Maak soos jou sussie sê. Dis Ouboet en Jolanda. Hoor jy, ons sê niks van Stoups nie, pa? Ja, okay. Hallo julle, kom binne. How's it, oupa? How's it, oupa? Is oupa besig met die werk? Jy gaan nie daai gemorskar van jou deur my masjien kom druk nie. Asseblief oupa, jy het 'n was nodig en nou met die laaitjie wat kom en altyd mense baie vry tyd nie. Dis Jolly wat verwag, nie jy nie. Buitendien is die eind van die maand, ons is baie besig, ons moet al die repossessions was en polish. Ek hoop jy het my Ellen Kies teruggebring. Nee, pa, is nog besig. Miskien moet 'n pa vra om die kot aan mekaar te sit. Nee, ons sukkel vreeslik. En ek wil nie die ding moet uitmekaar val as my baba eers daar is nie. Ja, my instructions alles nie op 'n neuspa. Ek het vir ons iets vir die baba. Ek gaan kry dit net. Ek sal maak. Nee, maak eers klaar daar. Ek sou kom kyk, Jolly. Hierdie mechanic van jou is toe glad nie so mechanically minded nie. Ek ken van engines pa nie hout nie. Dan sê julle leer om nie sommer enigiets deur die pos te bestel nie. Maar mens kry nie all-in-ones te koop nie. Is 'n kaart, 'n dresser en 'n baadjie alles in een. Maar as dit reg aan mekaar gesit word. En later kan mense 'n bekkie ook verander. Ja, nou is dit nog net alles in een hoop. Dis rubbish. 'n Bed en 'n bad en 'n kas en 'n rak. Nou wat jy nou nog nodig het is om 'n besem vas te knyp, dan vee jy sommer die vloer terwyl jy die beide terugdraai. Presies, oupa. Oupa sê net so daarom omdat hulle nie die tweedehandse kat wou hê wat oupa by die Vouwville joentjies wou koop nie. Dis 'n goeie kot daai en aan mekaar. En nou sit hulle met 'n Japsneese puzzle in stukkies. Kyk net hier wat kry ek agter die trommel met die baba klere. Wat's dit? Hendrik, as jy nie kan ophou rook nie, rook net minder, maar moenie skelm rook nie. Ek het opgehou. Kyk hier. Waar sleep jy hier? Ek het huiswerk, pa. Weet jy iets van daai sigarette? Niks. Is? Hy is myne nie regtig, pa. Maar dis ook nie myne. Dis myne, ek rook skelm. Pa, vir wie probeer pa nou weer beskerm? Dis my skuwe en my masks. Hier's 'n geliegery aan die gang. Ek sou nog uitvind wie se sigaret. Jolly, en toe wys jou pa weer sy dinges vir die wêreld, né? Pa! Ek het iewers gelees die Maoris doen dit as hulle iemand wil beledig. Dis seker wat hulle body language noem. Ek vrek nou vir 'n sigaret. Waar's hy pakkie 10 van pa? Hendrik, as jy wil ophou, moet jy ophou. Ja, maar is moeilik.
Ek is nou moeg daarvoor om te hoes soos 'n ou wat tuis is. Ek dink ek sou maar geleidelik ophou rook. Ek het dit weggegooi. Waar? Rook is nie meer mode nie. Ek het ook opgehou. Ek weet dis een van die kinders se sigarette daai pa probeer net beskerm. Ek dink dis Wimpie se. As ek uitvind hy het vir my gelieg, gaan trek ek sy velle af. En jy nooit probeer rook toe jy sy ouderdom was nie. Sal ek dit ooit vergeet? Pa het my 'n hele pakkie laat opeet. En dit het nie gehelp. Man, laities probeer rook om groot te lyk. Maak nie saak wat jy sê nie, hulle gaan dit probeer. Erken pa nou dis Wimpie se. Ek het dit nie gesê nie. Moet julle altyd die slegste van julle kinders dink. In my dae was rook 'n moed. Selfs die dominee moes rook, anders het die gemeente gedink hy's 'n sissie. Ek sou nog uitvind of hy laat hier rook. Jy seker is veilig hier? Ja man, my ma is dor toe, my pa kom eens 4 uur terug. Ons moet vandag probeer intrek. Ja. Hallo. Moenie nou probeer weggooi nie. Dis die eerste keer pa, regtig. Ja, om regtig, en die laaste. Sjoe, maar rook smaak dan sleg, hè, Wimpie? Ek sal nooit wil rook nie. Ja, ek ook nie. Maar ek is bly as hy dan probeer. Nou weet ons is nie vir ons nie. Nou, is die eerste keer nie. Daai pakkie sigarette wat jou oupa sê dis syne, wat daarvan? Pa? Nee, probeer onthou ek is seker jy sal dit reg kry. Ja, pa, just me. Ekskuus, ek kan nie mooi hoor nie. Ja, pa, het was myne. Maar ek rook nie regtig, pa. Dis regte sigarette daai. Sit. Kom ek moet huis toe gaan, man. Wil jy ek met jou pa bel? Ek sit toe. Nee, as julle wil rook dan voor my. Ek wil nie my kinders moet goed agter my rug doen. Maar ek sal ons kind doen. Jy ek moet bel. Ek sal ons kind doen. Toe rook. Julle wil mos nou groot wees. Toe julle moet intrek, dan kry jy mos daai after action gevoel. Rook. Hoe is julle? Pa? Nou, is groot meneer, hulle wil rook. Ek sien. En moenie vir jou ma sê nie. Pa, ek sal nie rook nie. Kan jy nie maar ophou nie asseblief, ek rook maar. Rook. Toe ons les geleer, oom. Wil jy ek moet bel? Ek rook, oom. Toe. En nou moet julle begin 'n kringetjies blaas. Dan is julle mos lekker cool. Pa, ek rook naar. Ek ook, oom. Nee, rook. Rook. Of wil jy ek moet bel? Ek plaas kringetjies, oom. Ingrid, wat gaan hier aan? Nee, ek het opgehou en hulle het begin. Nou wil ek maar net seker maak. Hulle rook klaar, 'n hele pakkie. Toe rook. Ek verstaan. Kom eens. Maar ek rook nie regtig nie, Nee, my kind, dis 'n suistokkie wat jy daar in jou mond. Pa, ek word nou regtig naar. Ek ook, oom. Nee, is reg. Want ek het vir julle ietsie saamgebring wat my laat ophou rook. Dis hoe 'n roker se longe lyk. Is dit regte longe, oom? Ja. Dis Bossie Botha se longe. Hy het 60 'n dag gerook. Kyk. Daar maar, oom. Lees pa maar. Nee, kyk net wat doen die perde. Nee, lees pa maar. Ek sal lees as pa klaar is. O, dankie. Ma sê sy slaap nie vanaand saam met Bossie Botha se longe in een huis nie. Dis in die garage. Ek sal dit môre terugvat.
Hoe voel jy nou? Okay, oupa. Ek's jammer, pa. Aha. Is dit vir jou lekker om so met jou kind te mors? Ek weet hoe sleg is rook vir jou. En ek weet hoe moeilik is dit om op te hou. Ek wil nie hy moet eers begin nie. Hoor vir houlier dan thou. Jy hou op rook en haal jy jou beneekheid op jou kinders uit. Ek is sommer lus gee jou by die welsyn aan. Het pa toe vir Koert se pa gebel? Lyk ek vir jou soos 'n klikbek? Nee. Ek dink ou Koert het sy straf weg. Ek het vandag vir Sonja by die winkel gesien. So what? Sonja, né? Sonja moet daai gogga maak vir baba bangoogies. Ja, hy's mal oor Sonja. Gaan barsies. Sy sê sy hoop jy voel beter en sou in elk geval nie van ou wat na rook stink. Wat? Hoe sê dit uit? Ek het vir haar niks gesê nie. Onthou net, hulle bly langs Koert, hulle. Koert is 'n klikbek. En môre lê dit die hele skool vol. Mens kan ook niks op hierdie dorp doen nie. Wimpie, die geheim is om nie gevang te word nie. Pa, my kinders nie daai soort raad nodig nie. Ja, ek weet, hulle trap oor die tou sonder enige hulp van my. Kyk maar na Ouboet. Rook is in elk geval uit. Buiten as mense oorbel in die een oor dra. Dan is dit ook nie net sigarette nie. Ja, presies. Sien, alles werk in kringe. Van bossie se longe in 'n canvruitbottel tot 'n bossie wat gerook word in 'n bottel deur 'n canvruit. Asseblief. Want gee 'n bietjie daai remote aan. Ek sien nou Stokes môre in die hof verskyn oor daai gemors by die toernooi. Ja, is goed. Dan sal hy in sy spoor moet trap. Anders sluit hulle hom toe sonder broek. Waar? Wat's op TV4? Tog dan die ding werk. Dampie, sit op TV4, is sommer rabbies daai. Ja, Wimpie, jy sal van nou af aan weer die remote moet wees. Die ding rook te veel. Ja, Ouboet. Ek weet nie. Dis asof die remme net nie wil werk nie. Ek pomp so 2 keer aan vat hulle. So maar kyk maar. Dalk kort hy breekvloed, dalk lek een van die pypies. Ek het vir jou pa gesê, maar hy sal nie daarin steur voordat ek nie vasry nie. Weet nie, ergens moet breekvloed wees. Ek pa toe weer begin rook. Nee, is al 'n week, maar nikkerig. Hy's soos 'n ou beer met 'n kopseer. Daai all-in-one kot gee my 'n kop seer. Maar sy nog nie aan mekaar nie. Ja, hy wou net nie so lekker in die kamer pas nie. En toe het 'n sekere persoon 'n stuk gaan afsny, die deel waar die baadjie moes inpas. Ek weet nie hoekom ons nie net soos normale mense ook maar die baadjie op die chest of drawers kan sit nie. Maar daar's 'n plek vir daai baadjie in die all-in-one. Nou sit ek met 'n all-in-two. Okay, ek het 'n fout gemaak is al. Maar hoekom moet die baby sy eie bad hê? Daar's mos 'n bad nie flat. Hy kan in my water bad. Nou sien maar waarmee moet ek koop. Ouboet, 'n mens moet baie versigtig werk met 'n ou babietjie. Hy moet in sy eie skoon watertjies gebad word. Okay, dan kan hy my eerste bad. Niels, jy weet net mooi niks van babas af nie. En jy weet net mooi niks van karre af nie. Kom Jolande, Ouboet wil aan die kar weg. Niels het nie 'n klou van babas nie. Ek sal maar nie verbaas sy volgende keer sê ons moet die babas skoon spuit met die ou spuit nie. Maar Woensdag begin daai klasse by die hospitaal vir voornemende ouers en hy gaan saam met my daar wees. Hendrik wou met die eerste kinders niks weet nie. Maar met Wimpie was hy by. Hy het my handskoon geknie so styf het hy hom vasgehou. Ag, en die trane het oor sy wange geloop. Het pa gehuil? Ja, hy sê dit was sweet, maar dit was trane. O, Sjan. Met Niels sal dit sweet wees. Hes, gaan vra vir Ouboet of hy wil koffie. Ek dink Niels is banger vir die geboorte as ek. En jy? Voel jy? Is jy bang? Nee, ek is meer tens. Nee, heeltemal tens nie. Ek is eintlik so bang ek bewe skoon verkeerd. Maar vra wie wil koffie?
Asseblief, maar waar bly Wimpie om die remme kom pomp? Het jy fout gekry? Ja, het breekvloed gekort. Maar die goed wat paai het was so vol rubbish ek moes dit sif. Albert, is breekvloed rooi? Ja, bloedrooi. Waar kry jy dit? Hier in die garage. Albert, jy het iets vreesliks gedoen. Ma, iets vreesliks het gebeur. Wat? Het die kar van die jack afgeval? Nie erger. Het Niels van die jack afgeval? Boeksie, is jy alright? Ja, maar daar's fout met Hes. Ma, vra 'n bietjie van wat het hy ma se kar gegooi en dit nog al deur 'n sif. Wat? Breekvloed. Okay, ek moes dit sif. Dit was ou breekvloed. Het jy ou breekvloed in my kar gegooi? Nee ma, dit kom uit die bottel wat pa in die papiersakkie aangebring het. Dit is soos breekvloed gelyk en geryk. Ma, wat hy in ma se kar gegooi het was Bossie Botha se longe. Maar enige mens kan 'n fout maak. En jy noem jouself 'n mechanic. Ek ry nooit weer met daai kar nie. Hier is julle. Hallo Dol. Hallo. Pa, wat was in daai bottel in die papiersak in die garage? Breekvloed. Stupid. En brandewyn. Oupa dip altyd sy vispap daar. Hendrik, wat het geword van Bossie Botha se longe? Ek het dit myn toe gevat al lank. Jammer ma, ek het net gedog jy weet wat dog gemaak het. Wat gaan hier aan? En wat het dit te doen met Bossie Botha se longe? Jy wil nie weet nie, Hendrik. Ouboet, jy gaan koop nou dadelik nuwe breekvloed. Ek ry gaan met 'n kar met dronkbrieke nie.